Ons is besig om te praat oor ons wandel saam met die Here. En dit is so lekker om in ons Pa se huis te wees, is dit nie so nie? Het is lekker om vanoggend hier te wees, het is lekker om die Here te beleef. En ons kan net onsself wees. Ons kan hom net geniet en sy teenwoordigheid geniet. En wie julle wanneer ons so sing in 'n Sondagoggend, en ons is by mekaar, en 'n ou voel so lekker as jy wegloop, en jy weet nie hoekom voel jy so lekker nie. Dit is wanneer ons by mekaar kom in sy naam, dan is hy in ons midde. En God is van nature iemand wat gee. Om lief te hê beteken ek gee my hart, ek gee my aandag, ek gee my tyd. En dis ons Here. En dis hoekom wanneer ons hier wegloop, dan voel dit of daar lewe binne in ons is, want ons is saam in sy teenwoordigheid. En terwyl ons hier sit en staan en sing, dan is hy besig om van homself in ons in te sit. Hy is besig om geestelike dinge binne in jou te download, binne in jou kinders te sit, binne in jou vrou te sit. Is daar een of ander man wat saam met my kan sê, halleluja. Ek het 'n baie oulike vrou. Maar die Here is besig om homself binne in ons te sit. En dis hoekom dit kosbaar is om hier by mekaar te kom in sy naam, want hy is besig om homself binne in ons te sit. En die Here wil hê ons moet bewus wees van wat hy doen. God wil hê ons moet bewus wees van wanneer hy in die middel van ons week, waar ons ook al is, besig is om te werk in ons lewe. So ouens, ons is op 'n reis. Sê 'n bietjie daar vir die ou langs aan jou. Ons is op 'n reis. Hierdie is 'n reis, hierdie is nie 'n ervaring nie. Ons is nie 'n klomp ervaringjagers nie. Jy weet, daar's mense wat, ek weet, daar was so tyd in die kerk, waar almal gehardloop het. As die oom praat hier, dan hol almal soontoe. As daai ou sing daar, dan hol almal soontoe. En daar's nie iets verkeerd nie. God wil vir ons ervarings gee saam met hom, dis hoe ons hom leer ken. Maar ons is op 'n reis van gehoorsaamheid, a journey of obedience. Hierdie is meer as net 'n ervaring elke nou en dan. Ons wil saam met hom stap elke dag, ons wil sy stem hoor elke dag, ons wil saam met hom leef elke dag. So, ag my hemel, nou lok die ding homself weer die hele tyd. Weet jy wat, ek dink ons moet net weer terug gaan na papier, lyk my ons is op pad terug papier toe. Maar, ek dink ons moet dalk net weer terug gaan, want die papier het hom maar nie so toegesluit nie. Ek wil lees in Handelinge 2 vers 38, dis half ons skrif van hierdie kwartaal. Dit sê, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of Holy Spirit. So hy noem hier so 3 goeders. Hy sê die eerste ding wat hy noem is repent. Repent, draai na God toe, draai weg van jou ou wee, en draai na God toe, begin God volg, glo in die Here Jesus. Nou inkeer en bekeer, ek weet nie so wat in Engels is nie, maar inkeer en bekeer. Inkeer is wanneer ek my lewe vir God gee, en wanneer ek daai transaksie met hom maak, waaroor ons gepraat het 2 Sondae terug, van Here, hier is wie ek is, hier is alles wat ek het, ek gee my lewe vir U. Dit is, ek kom tot inkeer, ek besef, ek kan my nie self red nie, ek is nie goed genoeg nie, maar die een wat goed genoeg is, het vir my gesterf, en hy is lewend. En so, dit is inkeer, maar bekeer is iets wat elke dag gebeur. Elke dag is daar 'n deel van bekeer, elke dag is daar werk van die Here in my hart, en waar Heilige Gees met my praat, en ek raak meer en meer en meer soos Jesus. Repentance is an ongoing process in my life. To accept Jesus happens once in my life. But to repent, to become like Him, to become more like Him, that's an ongoing process. Heiligmaking is 'n ding wat aanhou beweeg. En dan sê hy, repent. En hierdie repent waarvan hy praat, beteken daarso dat God wil hê dat ons die manier moet verander hoe ons dink. Hoe ons dink oor God, hoe ons dink oor die lewe.
Is die manier hoe jy dink oor dit wat in die wêreld aangaan, gevul met wat God sê? Is dit wat gebeur in Iran en al hierdie plekke, wanneer ek daaroor praat by die braaivleisvuur, is dit gevul met wat Jesus sou sê? Praat ek en hy, hoor hierso, wat is repentance? Repentance is, Heilige Gees kan amen sê op dit wat in my kop aangaan. Repentance means that Holy Spirit can say amen to the thoughts in my head. Is dit nie mooi nie? En julle ouens, dis okay dat ons dit baie keer 'n bietjie mis. God is nie geïntimideerd met ons groeiproses nie. Hallo? God is nie geïntimideerd met ons groeiproses nie. Maar repentance beteken dat die manier hoe ek dink aan goed, en die goed waaraan ek dink, is goeders waarop Heilige Gees kan sê, amen. I approve. Ek stem saam. En dan sê hy, die volgende ding wat moet gebeur is, wanneer jy repent, wanneer jy na God toe draai, is jy moet jou laat doop. Jy moet jou laat doop in water. En dan sê hy, en jy sal die gawe van God se Heilige Gees ontvang. En baie ouens neem Jesus aan, maar dit is nooit 'n proses nie, dis nie 'n reis nie, dis nie 'n journey nie, dis 'n once-off, want ek wil nie hel toe gaan nie, en dan sê ek, okay Here, hier is dit, hulle hoor iemand preek ergens 'n ding van hoe sleg dit gaan, ek sien daar was nou al weer iemand in die hel, daar is so elke nou en dan iemand in die hel, ek weet nie of hulle almal in die hel is nie, maar party van hulle sê hulle was in die hel. Daar is seker 'n moontlikheid daarvan. Party ouens skryf boeke oor hoe dit in die hemel is. Ek kan ook so 'n boek skryf. Is maklik. Ek vat AI en ek sê vir hom, skryf vir my al die skriffies oor hoe dit gaan in die hemel, want hierdie ouens vertel niks wat ons nie klaar weet nie. Dan verkoop hulle baie boeke. En almal is Maar repentance beteken ek besig om Heilige Gees te volg in my lewe. Ons lees 700 boeke en ek lees ook boeke. Maar lees ons die Bybel. Volg ons hom. En mense hardloop agter goedjies aan van een dag as Jesus kom, I'll fly away, sweet Jesus. Dis nie meer die mentaliteit van die kerk van die laaste dae nie, ouens. Ons mentaliteit is Here Jesus kom. Wys vir my wat ek moet doen, wys vir my waar ek moet vorm, waar moet ek dien, waar moet ek myself gee, vir wie moet ek bid, wat moet ek doen, Jesus, dat U kan kom. Ons vervroeg daai dag, deur ons gehoorsaamheid om te wandel met Heilige Gees. Dis wat die Bybel sê ons moet doen, amen? Amen. So kom ons vat hom so 'n klein bietjie terug. Ek wil regtig klaarmaak hiermee, ek wil kom by doop. Wat is doop? Wat is bekering? Bekering is om anders te dink, is om saam met God te dink. So ek verander hoe ek dink en ek draai na God. Ek draai weg van my ou lewe en ek begin leer om Heilige Gees te volg. Dis wat bekering beteken. Dit begin leer om Heilige Gees elke dag te volg. Dan kom 1 Johannes 1 vers 8, sê die volgende ding. Hy sê baie interessant ding. Hy sê, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. En dan vers 9, wat ons goed ken is, but if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ouens, die pad om saam met die Here te stap is 'n pad van konflik. Is 'n pad waar ek moet kyk binne in my eie lewe. Is ek besig om saam met hom te stap? Is ek besig om hom te volg? Hoe deel ek met sonde in my lewe? Nou, ek weet nie van julle nie, maar op 'n stadium in my lewe het ek 'n gebed gehoor wat iets soos dit gegaan het. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir al die kos wat ons geëet het. Dankie dat my maatjies hier kon speel. Vergewe asseblief al die sonde wat ek gedoen het. In Jesus se naam, amen. Iemand al daai gebed gehoor? Ok, ek sien hom so 2 koppe skud.
Wat beteken dit om my sonde te bely? To confess my sin. Wat is confession? Confession is nie waar jy in 'n hokkie gaan sit en sê, Vader, it's been 4 years, 9 months and 73 days since my last confession nie. En dan sit daar oom in 'n siffie, en ek weet nooit hoekom die siffie is, want hulle altyd kan sien wie dit is. Deur die siffie, en hulle altyd ken mekaar se stemtoon dalk. Maar dis die goeders wat vir ons geleer word in die flieks. En dis nie wat confession is nie. Wat is confession? Confession, dood eenvoudig, ou Louis, beteken, ek stem met my mond saam met wat God sê. So ek kry 'n confession, I am a child of God, en ek kry 'n confession, Here, dit was nie reg van my, om toe ek vir Koos sien, so lelik te praat en te skinder oor Jannie. Dis verkeerd. Dis sonde. Dis confession. Want dis wanneer ek 'n ding op sy naam noem, wanneer God in my hart begin werk en my begin vrymaak van 'n ding. Here, daai tannie op die billboard, wat ek gesien het, en toe begin ek dink aan goed, en ek noem daai ding op die naam. Dis confession. En die wonderlike ding is wanneer ek erken hierdie ding wat ek doen, dan begin God 2 goeders doen. Het staan daar so. Hy is faithful and just to do what? To forgive us. En weet julle wat so mooi, Jesus sê, hy vat ons, die Psalm sê eintlik, hy vat ons sonde so ver soos die ooste van die weste. Daar is 'n Noordpool en 'n Suidpool, maar daar is nie 'n oos en 'n Wespool. Right, as jy 'n bietjie oos gaan, dan raak Wes weer 'n bietjie verder. As jy nog 'n bietjie oos gaan, dan raak Wes weer 'n bietjie verder. Jou sonde kan nie weer by jou uitkom nie. Dis so ver hy ons sonde van ons af wegvat. Maar hier is die ding, ouens. God wil hê dat ons sonde moet bely. In ons wandel met hom. Hy vergewe my van alles wat ek gedoen het, en nou stap ek aan, en nou doen ek weer sonde. En nou wat gebeur as ek nou weer sonde doen? Kom ons sê, ek neem die Here aan vir oggend, ek sê, Here, hier is my lewe, ek wil 'n pad saam met u stap, ek drink 'n koffietjie, ek gaan uit, en net daar in die parking lot, ry Gert boor my met sy bakkie, en ek sterf. Maar net voor ek uitgestap het, het ek iemand gesien, en toe sê ek 'n woord wat ek nie moet sê nie. En ek doen 'n sonde, en voordat ek kan jammer sê, sterf ek, gaan ek hemel toe, of gaan ek hel toe? Die woord sê vir ons dat hy wat in sy hart glo en met sy mond bely dat Jesus Christus die Here is, sal gered word. So wanneer ek sondig en ek sonde bely, is dit nie 'n kwessie van as ek regtig glo in Jesus of ek hemel of hel toe gaan voordat ek nou 'n sonde kon bely nie. Ek is gered op grond van geloof. Dis 'n geskenk. It's a gift that God gives. We cannot earn it. Prys die Here, ons kan dit nie earn nie. Dis wat Christendom anders maak as elke ander geloof in die wêreld. Almal probeer dit verdien om goed genoeg te wees, en die goeie nuus is ons gaan nooit goed genoeg wees nie. Dis wanneer ek glo in Jesus Christus dat ek gered word. Dis 'n geskenk van hom. Ek verdien dit nie. Ek ontvang hom en ek kry die ewige lewe. Nou om hom te ken en in die wêreld wat kom. So, hier's die volgende ding wat gebeur. Hoekom moet ek aan my sonde bely? Want dit herstel verhouding. Vat my nie hemel of hel toe nie. Die ou in die kruis, hoeveel tyd het hy gehad om sy sonde bely? Maar ons lees dit in die Bybel nie. Ons lees nêrens in die Bybel eers dat hierdie ou jammer gesê het nie. Miskien het hy, maar ons lees dit nie. Al wat ons lees, is dat hy gesê het, think of me. Al wat hy gesê het vir Jesus, Here Jesus, vandag wanneer u in die paradys kom, hy het geglo. Vandag wanneer u in die paradys kom, dink aan my. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my daar wees.
So ek bely nie my sonde uit 'n plek van vrees van die hel per se nie. Ek bely my sonde om verhouding te herstel, en ek bely my sonde om meer soos Jesus te raak. Om vry te kom van sonde. En om saam met hom te kan loop. Maak dit sin vir julle ouens? Sien, as ek nou nie my ou klere in die wasgoedmandjie gegooi het nie. En dit gebeur nogal gereeld in ons huis, my arme vrou. Maar as ek nou nie my klere in die wasgoedmandjie gegooi het nie, en ek sê vir haar jammer, dan beteken dit nie ek is nou nie meer 'n man, ons is nou nie meer getroud, die verbond is nou verby nie. Maar dit beteken ek is regtig jammer my engel, want nou moet jy dit saam met al die ander goed wat jy moet doen, moet jy dit nou alweer optel. Ek is jammer. Dis nie reg van my. Hier is die belydenis om my goed op die grond te gooi nie. Maak dit sin? OK, wonderlik. Wonderlik. So, ons bely ons sonde en God doen twee goed. Nommer 1, hy vergewe my, maar hy doen 'n proses binne in my waar hy my reinig van die boosheid wat in my hart is. Want my geesmens is nie gemaak, maar my sielemens het nog werk nodig. Hallo? My gees het hom aangeneem en ek het hom aangeneem en hy kom woon met sy Heilige Gees binne in my gees. Maar my siel, my ou maniertjies en my ou manier van lewe, van daai goeie skuif onmiddellik, maar van daai goed bly nog bietjie agter. En dan kom ek en ek bely sonde dat hy my kan vrymaak, want hy het my nie net gemaak om dit te maak tot in die hemel nie. Hy het my gemaak om saam met hom te lewe in oorwinning. En ek bely sonde op die naam voor die Here. En ek sê, Here, hierdie ding is verkeerd, maak my vry. En is deel van daai proses van bekering. So, dit bring ons by vanoggend se diens. Hierdie goed is belangrik dat ek dit sê. En moenie skrik as ons nie vanoggend klaar maak met vanoggend se diens nie. Maar hierdie goed is belangrik, want die Here is met ons op pad na 'n mooi plek toe. En ek is baie opgewonde oor volgende kwartaal, die flippin vakansie moet nou verbykom. Maar ek is baie opgewonde, want ek weet ons almal gaan bietjie weggaan en see toe gaan en 'n bietjie gaan ontspan, en as jy kan, asseblief, loop doen dit. Gaan rus 'n bietjie, gaan kyk bietjie hoe mooi is die see wat die Here gemaak het. Maar as ons terugkom, dan gaan hier 'n klomp mooi goed gebeur, en ons sal dit later sê, maar ek wil vir jou sê, moenie uitmis op dit waarmee die Here besig is nie. So ek wil vanoggend met jou begin praat, oor wat beteken dit om gedoop te word. Wat beteken dit om gedoop te word? Ek het so oorweeg om vir my 'n ou bekertjie te maak en 'n beskuitjie te bring. Maar weet julle wat? Daar het 'n paar groot goed in my lewe gebeur, in my wandel met die Here. En die eerste ding was toe ek die Here aangeneem het. Dit was vir my wonderlik. Ek was ook 'n kerkmens, in die kerk groot geraak. En ek is op 'n kamp soos daai kamp wat ons gaan hou. Ek is op so 'n kamp. En ek is so 15 jaar oud en die Here stap in my lewe in. En die Heilige Gees oortuig my van sonde en oordeel en van die waarheid. En ek besef, ek dink ek is okay, maar ek is eintlik op pad hel toe. En ek neem Jesus aan en ek gee my lewe vir hom. Man, en dis net wonderlik. En ek het al bietjie daaroor gesels, so ek gaan nie vanoggend te veel daaroor sê nie. Maar dit was lewensveranderend vir my. Onmiddellik het die Here 'n groot deel van my lewe verander. Maar toe is daar 'n tweede ding wat dramaties goeders in my lewe verander het. En dit was toe ek myself laat doop het. En nou hoor my hart, julle. Ek is so lief vir julle, want ek ken so baie van julle se geskiedenis, want dit is my geskiedenis ook. En ek het groot geraak in 'n kerk waar ons nie gedoop is wanneer jy glo nie. Maar ek het hierdie oortuiging in my hart gehad, man, ek moet my laat doop. So ek moes my toe nou undercover laat doop. Want nou is ek nog nie 18 nie, so ek mag nou nog nie myself laat doop nie, maar nou weet ek my ma en my pa gaan nie vir daai ene val nie. Hulle is al klaar bietjie skrikkerig vir my vandat ek die Here aangeneem het. Nou wil ek my nou nog laat doop ook. So ons gaan toe Glentana toe. Ek is op hierdie kamp. Nou wil ek al vir 2 jaar myself laat doop. Maar dit werk net nie uit nie. Dan, jy weet, ons het al beplan om in die koshuis in die aand oor die draad te klim, want hulle sluit die swembad toe, en om dan laat hulle my dan doop in die koshuis se swembad. Maar dit het ook nie gewerk nie. So toe ek die kans kry om my nou te laat doop. Toe is ons by Glentana en ons is op 'n kamp en ons gaan deur al hierdie goeters waaroor ons praat. En ek het hierdie oortuiging, maar ek moet my laat doop. En ek sê vir die oom daar, oom,
voordat oom hulle nou vir my bid vir Heilige Gees, wil ek my eers laat doop. Nou is ons daar af, nee. Nou almal is vreeslik gewy, want hulle weet half ek doen hierdie ding in die donker. En nou staan ons daar en ek wil my nie see laat doop, want ek is lief vir die see. Maar nou, wie van julle ouens ken Glentana? Dis nie die beste see om jou te laat doop in nie. Ok? Die sand loop so af en die branders is groot en ons gaan daar in die water in. En die oom wat my doop is omtrent so lank soos my skouer. En hy is ook 'n lekker groot kind van die Here. So hy het baie waterweerstand. En nou probeer ek, want die doop gaan ons nou eintlik oor, jy moet nou eers nat raak wanneer jy in die water afgaan. So nou probeer ek myself droog hou, hier is so van die middel van my lyf af, so ek spring nou maar so half bo die branders wat kom, en ek en die oom gaan in die water in, en man, toe ons nou net reg is, en hy my net so vat, toe kom daar brander verby. En ek spring natuurlik bo die brander, en toe ek so om my kyk, toe sien ek net see. Toe is die oom weg. En ek beloof julle, die eerste ding wat ek sien is sy 2 voete wat uit die water uitkom. Toe lê hy op die naad van sy rug. En dit vat toe nog so 2-3 branders van omslaan voordat hy by my uitkom. Nou teen daai tyd, toe is die hele gewyde atmosfeer van die ouens op die strand is daarmee heen. Almal lê soos hulle lag. En die oom kom by my en hy doop my. Jesus, nou verander iets in my lewe. Het is net asof die doop 'n lyn is wat jy trek, 'n streep is wat jy trek. En wat sê, dis klaar. Die ou lewe is klaar, want jy sien, my storie loop so klein bietjie anders as meeste mense se stories. Ek was eintlik redelik soet, tot ek die Here aangeneem het. En toe begin die moeilikheid in my lewe, vir so 2 jaar. En het was nie net oor doop nie, maar toe ek my laat doop, toe leef ek nie meer met my voete aan al 2 kante van die draad nie. Daar was 'n finaliteit gewees, toe ek myself onwettig laat doop het. So, om gedoop te word, is 'n opdrag. Om gedoop te word is nie 'n voorstel nie, is nie 'n goeie ding om te doen nie. Dit is 'n opdrag. En dit staan geskryf, Jesus self het dit gesê in Matteus 28 vers 19 tot 20. Dis sy finale boodskap aan die disippels. Hy sê, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo," dis nou daai tyd se manier van hoe hulle gepraat het, "I am with you always, even to the end of the age." So, die Here wil hê dat as jy in hom glo, dat jy gedoop moet word. En dis 'n opdrag. Jesus sê, ouens, dis wat julle moet doen. Gaan maak disippels en gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So wat beteken doop? Daai woordjie doop. In die Afrikaanse vertaling het ons 'n woord en hy sê doop. Wat beteken dit? Nou in die Grieks waarna hy geskryf is, kom dit van die woord baptizo. Dit beteken om te doop. Okay, so wonderlik. Dit beteken daarom om te doop. Dit beteken om te dompel. Dit beteken om te begrawe. Om onder te sit en te verswelg. Om toe te maak. Dit is wat doop beteken. Nou het ek al baie van julle ouens geluister. En dan sê julle, dan praat ons so met mekaar of ons drink koffie en sê julle, ja nee, ek is groot gedoop. Daai en daai en daai. Ek wil vir jou sê, broer, daar is nie iets soos groot doopie. Daar is nie iets soos klein doopie. Daar is net een doop waarvan die Bybel praat vir ons wat gelowiges is. En dit is die doop van die gelowige in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Dis die doop wat bestaan. Dis die doop wat Jesus gesê het, ons mee gedoop moet word. So Jesus en sy disippels het mense gedoop. Johannes 3 vers 22, ons gaan gou na 'n paar skrifte kyk en dan gaan ek afsluit. Jesus en sy disippels het mense gedoop. Johannes 3:22, after these things Jesus and his disciples came into the land of Judea, and there he remained with them,
and baptized. So Jesus het mense gedoop. Volgens Jesus is die waterdoop van die gelowige 'n belangrike, dis 'n integrale deel van die wedergebore proses. Hoor wat sê Jesus? Markus 16 vers 15 en 16 sê, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Lees saam met my bietjie, dit staan daar bo. As jy nie kan Engels lees nie, maak my Lees bietjie saam met my, daar staan, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Alright, so, kom ons kyk gou na 'n paar goed, baie belangrik. Jesus sien dat om gedoop te word as 'n gelowige, as iemand wat glo, is deel van hierdie proses van wedergeboorte. Is deel van die proses om soos Jesus te raak. Ons raak nooit Jesus nie, ons raak nooit God nie. Dis die leuen van die duiwel. God, julle sal soos God raak as julle van die boom eet. Dis 'n leuen. Ons raak nie soos God in die sin van dat ons God raak nie. Maar ons raak soos hy in natuur. Ons begin dink soos hy, ons begin leef soos hy, ons bly sy kinders. Hallo? Maar dan kom Jesus en hy sê, gaan preek die evangelie en hy wat glo en hom laat doop sal gered word. So dit is vir Jesus belangrik dat mense gedoop word, wanneer hulle glo in hom. Wat belangrik is ouens, die doop red jou nie. Doop om in water gedoop te word, red jou nie. Wat jou red is geloof in Jesus Christus, om genuine te glo in Jesus Christus. So die doop vat my nie hemel toe nie. Maar die doop maak my vry. Daar is 'n vrywording wat gebeur, en ek kan dit heeltemal verduidelik nie, en ek wens die Bybel, maar weet julle hoe baie keer het ons al saam met iemand 'n pad gestap, en die persoon glo in die Here, maar dit is heeltyd 'n terugvallery en 'n gemoeilikmakery, en dan die oomblik wanneer daai persoon gedoop word, is daar deurbraak, is daar vrymaking. So, die doop red jou nie, die doop vat jou nie. Paulus sê op 'n stadium vir 'n klomp manne wat beklei daar in Korintiërs, en sê, man, ek is bly ek het nie julle almal gedoop nie. Want julle moan en beklei oor hierdie goed, en die hartseer is vandag nog steeds so. Ouens, die doop is nie iets waaroor beklei moet word nie. Die doop is nie iets wat gesinne uit mekaar uit moet dryf nie. Dit was nie hoekom Jesus gesê het ons gedoop moet word nie. Hallo? Kom ons lees verder, ek is amper klaar. Die doop is deel van die wedergeboorte proses. En ons het hierdie skrif nou al so baie gelees. Petrus sê, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. So, wat is die doop? Wat is die doop? Die waterdoop is 'n profetiese handeling. Ek gaan 'n ding lees en dan gaan ek vir julle verduidelik wat ek sê. Die waterdoop is 'n profetiese handeling wat in gehoorsaamheid aan Christus uitgevoer word, waar 'n gelowige in water onderdompel word. Die waterdoop is 'n profetiese handeling. Wat is 'n profetiese handeling? 'n Profetiese handeling is wanneer God vir jou sê om iets te doen. Dis al wat dit is. Is wanneer God vir jou sê, nie 'n mens nie, maar wanneer God vir jou sê om iets te doen. Kom, ek gee vir julle 'n paar voorbeelde uit die Bybel uit. 'n Profetiese handeling, het julle al ooit gewonder, hoekom sou Jesus gaan en klei vat en daarin spoeg? En grondvat klei maak met sy eie spoeg, en dan plak hy dit op 'n ou se oë, en hy sê vir hom, gaan was jou met water, en wanneer die ou sy klei afwas, sit sy oë weer daar. Maak dit enigsins sin? Miskien 'n klein bietjie van, dis nou klei en ons is uit klei gemaak, so die Here maak vir hom nuwe oë uit klei uit. Miskien 'n klein bietjie, maar wat vir my geen sin maak nie, is toe daar 'n ou is wat 'n demoon het en hy kan nie praat nie, en is 'n stom doof demoon, en Jesus gaan danken. Kom ons wys gou vir die nee. En Jesus gaan en hy vat sy eie spoeg en hy sit dit op die ou se tong. Dit staan in die Bybel.
Maar dit is ongemaklik, is dit nie? Dit voel ongemaklik vir ons om te dink, as Jesus nou hier was vir oggend, en iemand sukkel om te praat, en Jesus kom en hy vat sy eie spoeg, en hy sit dit op iemand anders se tong, gross. Maar Jesus sê, ek doen net, wat ek, my Vader, sien doen. Jesus was ook Heilige Gees gelei. En hy doen nie die ding wat snaaks lyk. Dit manne om gedoop te word lyk snaaks. Dis 'n weird ding wat ons doen. Dit lyk nie normaal nie. Daai mense by Leefkerk het dit verloor. Hulle swem op 'n Sondagoggend. Dit lyk nie normaal nie, maar dis 'n profetiese handeling. God sê vir Moses, Moses sê, Here, ek gaan nou my Moses teekom, want die Egiptenare is op pad, hier is 'n see, wat gaan ons nou maak? Ja, hy klomp Jode begin, julle sien hoe werk hulle op 'n tydjie, né? Hulle begin hulle self opwerk en hulle sê, hy het ons nou net hier uitgevat om ons in die woestyn te laat doodgaan. Hier's moeilikheid. En Moses is soos, Here, nou moet U my help. As U nou al ooit vir my moes help, nou moet U my help. En wat sê God vir hom? Hy sê, vat daai staf wat in jou hand is en steek hom uit oor die see. Wat gaan dit help? Dit gaan niks help hê. As ek net logies daarna kyk, it's not gonna help anything. Om 'n stok te vat en hom oor die see te hou, dit gaan niks nie. Maar wanneer dit God is wat dit sê, verander alles. En God gaan en hy sê vir Moses, steek jou staf uit, en Moses steek sy staf uit, en God maak 'n pad oop, en die ouens stap deur die see. Dis 'n handeling, dis iets wat ek moet doen. Maar dis iets wat ek doen, nie wat die kerk sê nie, dis iets wat ek doen, nie wat Gert sê nie, dis iets wat ek doen wat God sê. As ek nou vanaand moet gaan en ek vat 'n houtlepel daar uit die laai en ek tap die bad vol water en ek gaan hou hom daar, gaan daar niks gebeur nie. Want dit is nie 'n profetiese handeling nie. Kan ek nog 'n laaste voorbeeld noem van 'n profetiese handeling? Ons bid eendag vir iemand wat verskriklike rugpyn het en die persoon kan nie regtig buig nie en dit gaan sleg. En ons bid, lê ons hande op, en lê jou hande op beteken maar net, jy raak aan iemand se skouer of aan iemand se kop, ons lê ons hande op en ons bid vir die persoon, ja nee, niks gebeur nie. En terwyl ek bid ek gedurig, Here, wat moet ons doen? God, what should we do? What must we do? Wat moet ons doen? En 'n gedagte kom by my op, sê die persoon, moet aan sy tone raak. Okay, nou, sê ek maar vir die ou, luister, ons het niks om te verloor nie, nee. Hy sê nee, ek sê alright. Ek voel jy moet aan jou tone raak. So go for it. Ek gaan tot by 3 tel, en dan raak jy aan jou tone. 1, 2, woep, dan gaan die ou afraak aan sy tone. Hy kyk my so, ek kyk hom so, gesond is sy rug. Alright, dis 'n profetiese handeling. Dis iets wat iemand doen. In die naam van Jesus Christus van Nasaret staan op en loop. Het vat geloof in jou hart om te respond op dit wat die Here sê. Moses kon dalk net besluit het om nie die staf op te lig nie. En dan was die Bybel baie kort vandag. Maar hy het gehoorsaam. Dit het nie sin gemaak vir hom nie, maar hy het dit gedoen in geloof. Amen. So die waterdoop is 'n profetiese handeling, dis iets wat God gesê het en wat ons doen. Wat in gehoorsaamheid aan Christus uitgevoer word, waar 'n gelowige in water onderdompel word. Hoekom water? Ek weet nie. Dis wat hy besluit het. Hy het besluit in water. Is julle met my? Dit simboliseer die dood van ons ou sondige natuur. Die ou Gert, sonder Jesus, dit simboliseer die dood van daai ou mens en die aflegging van die vlees
tydens bekering. Met ander woorde, Here, ek wil nie meer uit my vlees uit doen die sonde, ek wil nie aanhou in dit loop nie, maar as ek my laat doop, is dit 'n getuienis dat ek glo in Jesus, en wat ek sê is, Here, die ou mens begrawe ek lê hom neer, my ou manier van lewe, dit is soos 'n watergraf, ek gaan en ek lê daai ou mens daar neer, en die opkom uit die water simboliseer die opstanding tot 'n nuwe lewe, met 'n nuwe natuur in Christus deur die krag van Heilige Gees. So wanneer ek opkom uit daai water uit, ons kan nie onder die water lewe nie. Wanneer ek opkom uit daai water uit, dan simboliseer dit hierdie is ek in Jesus Christus as 'n wedergebore kind van die Here. En as ek dan nou nie glo in Jesus Christus nie, dan kan dit mos nie simboliseer nie. Ek wil afsluit met Romeine 6. Ons gaan so 6 versies lees. Romeine 6. Say, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Nou wat ek wedergebore is, kan ek nou maar aanhou om te sondig. Dan sê hy, certainly not. Verseker nie. How shall we who died to sin live any longer in it? As jy Jesus aanneem, dan maak ons daai transaksie van sê, ek sterf nou in die sonde. Ek gaan nie vashou in die sonde en in die sonde bly nie. Hy sê, or do you not know that as many of us that were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? As ek gedoop word, net soos wat hy gesterf het, en ter helle neergedaal het, net so wanneer ek gedoop word, sê ek my ou mens, die ou Gert voor Jesus Christus, lê ek neer. Hy sterf. In die water. Nie regtig nie, maar dis wat dit simboliseer. Maar wanneer ek 'n profetiese handeling doen, soos om 'n stok uit te steek, dan het dit 'n groot effek. En net soos wanneer ek onder daai water ingaan, het dit 'n baie groot effek in die geesteswêreld en in my hart, wanneer ek sê, Here, ek is klaar met my ou lewe. Ek is klaar met die ou dinge. Hy sê in vers 4, therefore we were buried with him through baptism into death. Saam met hom begrawe in die doop, in die dood. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. En die doop gaan eintlik daaroor dat wanneer ek opkom uit die water, dat ek begin wandel soos wat Jesus Christus wandel. Dat ek begin leef soos wat Jesus Christus leef. For if we've been united together in the likeness of his death, then certainly we shall also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, and that we should no longer be slaves of sin. Ons tyd vang ons Sondag. Ek sal so graag wil aangaan eintlik. Wil julle ouens nog so 5 minute aangaan? Is dit okay? Okay, wees kwaad vir hulle, moenie vir my kwaad wees nie. Wat gebeur is, wanneer ek myself doop, is dit amper soos om sonde te bely. Dis 'n belydenis wat ek maak deur in water af te sak en op te kom nadat ek glo in Jesus, en dit simboliseer dat Here Jesus, my ou Gert, my ou knor natuur, die goed wat verkeerd was, die vleeslike mens, lê ek neer. Hy sterf vandag. Dis hoekom ons grappe maak met mekaar as ons doop, as ons hou vandag begrafnis. Ons begrawe al die ou nikke en die ou mens, die ou vleeslike natuur, begrawe ons en ons laat gaan hom onder die water in. En dan wanneer ons opstaan, opkom uit daai water uit, kom ek op in die oorwinnende krag van die Here Jesus Christus, en nou lewe ek 'n lewe saam met hom. En so die doop is iets wat ek doen, dis 'n simbool, dis 'n profetiese handeling, wat wys, dis 'n buite ding wat ek doen, wat wys oor iets wat binne in my gebeur. Maak dit sin? Hoor wat sê die Bybel oor die doop, Galasiërs 3 vers 26, deur die doop vereenselwig of beklee ek myself met Jesus. Ek raak soos hy,
Dis die hele goal van ons wandel saam met God, is om soos Jesus te word, is dit nie? So wat gebeur wanneer ek my laat doop, dan trek ek Jesus aan. Hy het gesterf, ek sterf ook. In 'n manier, wanneer ek my laat doop. Hy sê, for you are all sons of God, through what? Through baptism? Nee. Through faith in Christ Jesus. As many of you as were baptized into Christ. In Christus gedoop. Have put on Christ. Is dit nie mooi nie? Ek weet nog nie heeltemal wat dit beteken nie. Maar op 'n manier het ek Jesus aangetrek toe ek my laat doop het in daai see. Alles toegemaak. Al die gaps, al die gate toegemaak. Hy het my omvou toe ek my laat doop het. En my ouers het my gedoop toe ek laat besprinkel toe ek klein was. En hulle het geglo dis wat reg is. En hulle het uit die goedheid van hulle harte uit dit gedoen. En ek het nie 'n probleem met ouers wat sê, Here, ek wil my kind groot maak om U te ken nie. Ek voel dan net spat eerder die ouers nat. Arme baba moet nou nat gespat word. Maar wat gebeur, dis wanneer ek glo in Jesus Christus, wat ek hom kan aantrek. Hoe kan ek hom aantrek as ek nie in hom glo nie? Die Bybel sê dat as ek my laat doop in Christus, dan beklee ek myself. Hy maak my vol, hy omring my. Alles, elke plekkie. Jesus, ek sit eendag in 'n geval met 'n satanistiese ouetjie wat manifesteer. En ek is so dom soos 'n kleit, ek ken niks van hierdie goed op daai stadium nie. En ek sê vir die ou, hey, Pietie, kyk vir my. En hy sit daar en sê, ek kan nie. En ek sê, kyk vir my man, maar ek skrik my half mal, ek weet nie wat lekker wat aangaan nie. En ek sê, hoekom kan jy nie vir my kyk? Hy sê, die lig is te helder. Dis nie my lig nie. Maar ek is beklee met Jesus Christus in die geestesrealm. En ek is die popo, ek weet nie eens wat gaan aan in die geestesrealm nie. En hierdie ou wat ek moet help om vry te kom van daai goed, hy kan sien in die geestesrealm. En hy sien nie vir Gertie, gelukkigie, maar hy sien Jesus Christus. Hey man, dis goeie nuus. Ouens, hierdie doop is ook hierdie groot doopie. Ek is te lief vir julle om vir julle te jok vanoggend. Nie die groot doopie, die groot doop het ontstaan van ouens het weggebreek en gesê, nee, ons aanvaar nie hierdie baba besprinkeling wat van die Rooms-Katolieke kerk afkom, ons aanvaar nie dit nie. Maar toe dit weer maar net mens gemaak geraak na 'n ruk van, wanneer jy aangeneem word by die kerk, dan moet jy nou gedoop word. En dan noem hulle dit die groot doop. Daar is ook nie 'n groot doop nie. Ek het die Bybel deurgelees van die eerste druk tot by die laaste kaart. Alles. En ek het nêrens iets van 'n klein of 'n groot doop gesien nie. Ek het gesien 'n doop van bekering van Johannes, wat gesê het, Jesus kom, so bekeer jou en laat jou sonde afwas. Daai is 'n doop. Dan het ek gesien van 'n tipe doop van die Israeliete deur die see en deur die Jordaanrivier. Maar nêrens het ek 'n groot en 'n klein doop gesien nie. Nou wat beteken dit as 'n klein gedoop is? Sê jammer, Here. Dis oké. Dis oké. Selfs as jy groot gedoop is, maar jy het nie geglo nie, want ek hoor van soveel mense wat dit nou maar net gedoen het, want dit was maar die kerk waarin hulle was wat verwag het dat hulle gedoop moet word. Sê dan jammer, Here. En laat jou doop as jy glo in Jesus Christus. En dit is 'n mooi ding. Dis 'n goddelike ding. Dis die doop waarvan ons lees in die Bybel. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. And as many of you as were baptized in Christ have put on Christ. So wanneer moet iemand dan nou gedoop word, Gert? Ons sluit af amper. Wanneer moet iemand dan nou gedoop word? As jy glo,
met jou hele hart dat Jesus die Christus is. Dis wat die skrif sê. As jy glo in jou hele hart dat Jesus die Christus is. Ek sluit af met hierdie. Handelinge 8 vers 34. En hier's interessant en hier's die hartseer deel. As jy gaan kyk in baie vertalings, is van hierdie verse uitgehaal. In die NIV byvoorbeeld, staan van hierdie verse nie. Gaan soek bietjie Handelinge 8 vers 37 in die NIV. Dit staan nie meer daar nie. Dis uitgehaal en 'n voetnota gemaak. Omdat mense menslike dinge wou stoot op ander mense, wat nie noodwendig vrymaking en lewe bring nie. Maar hoor wat staan daar, so die een nog so, hierdie is Filippus, die Here sê vir Filippus, gaan staan by 'n plek, en hier gaan staan Filippus, en hy weet nie hoekom hy daar moet staan nie, maar nou staan hy maar daar, want hy's gehoorsaam aan die Here, en daar kom 'n ou verby, op 'n koets, 'n Ethiopiër, een nog, 'n hofdienaar van Ethiopië kom verby, en hier binne in sy hart kom hierdie gedagte, daai ou, iets trek hom na daai koets toe, en daai ou is besig om te lees uit Jesaja 53 uit, en Jesaja 53 gaan oor Jesus, waar Jesaja profeteer oor Jesus wat gaan kom, en die straf van ons sonde wat vir ons vrede bring, het hy op hom gevat, hy is deurboor vir ons, so dis die evangelie, en hierdie ou is besig om dit te lees, en nou sê Filippus vir hom, luister broer, weet jy wat jy lees? Hy sê nee, hoe? Praat hierdie profeet van homself? Praat Jesaja van Jesaja? Of praat hy van iemand anders? En dan sê hy vir hom, nee, hy praat van Jesus Christus. Kom ons vat hom daar van vers 34 af. So the Enoch, dis nou die Ethiopiër, answered Philip and said, I ask of you, of whom does the prophet say this? Of himself or of another man? Then Philip opened his mouth and beginning at this scripture, preached Jesus to him. So Filippus gaan en hy sê vir die hofdienaar, hierdie waaroor Jesaja praat is oor Jesus wat gekom het. Hy is gekruisig, dat ek en jy kan vry wees van ons sonde. En dan vers 36 sê, now as they went down the road, they came to some water. And the Enoch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Wat keer my om gedoop te word? En as jy 'n oulike Bybel lees, dan sal daar staan wat staan in vers 37. Then Philip said, hierdie is wanneer jy gedoop kan word. If you believe with all your heart, you may. And the Enoch answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Staan dan vers 38. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the Enoch went down into the water, and he baptized him. Beautiful. Ek wil vir jou nog 'n vers lees, Handelinge 8 vers 12. Handelinge 8 vers 12. Ek gaan hierdie goedjies post vir julle op die kerk se WhatsApp groep. Sal ek die notes post as jy deur hierdie skrifte wil gaan lees. As jy nie op daai groepie is nie, Nimmy sal jou opsit. Gee net, maak seker dat ons jou selfoonnommer. As jy die afgelope maand nie WhatsApps gekry het, dan is jy nie op daai groepie nie. Okay. So as jy wil deur hierdie skrifte gaan op jou eie, gaan lees dit. Handelinge 8 vers 12. But when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. When they believed. Laaste enetjie, Handelinge 10 vers 47 en 48. Can anyone forbid water that these should be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. And they asked him to stay a few days. Kom ons vat hierdie ding saam. Petrus praat met die mense en hy sê vir hulle, wat julle moet doen is bekeer julle, draai na Jesus Christus toe, glo in Jesus Christus, draai weg van jou ou lewe, laat jou doop in die naam van Jesus Christus vir die vergewing van sondes, dat jou sonde afgewas kan word. En daai water was nie regtig jou sonde af nie, die vergifnis van God was ons sonde af.
En dan sê hy, en julle sal die gawe van Heilige Gees ontvang. Jesus gaan, en Jesus doop mense. Jesus homself is gedoop. Johannes wou hom nie doop nie, toe sê Jesus, ek wil gedoop wees. Nou moes Jesus vir Jesus aanneem. Nee. Hy het 'n voorbeeld vir ons gestel. Hy het gesê, want dis hoe God dit wil hê. Laat ons alles doen wat God wil hê. En dan lees ons van mense wat gedoop word. Daar selfs ouens in Handelinge, net omdat ons tyd so uithardloop het ek het nie ingesit nie, maar daar's ouens wat glo in Jesus Christus en hulle is gedoop met die doop van Johannes. En dan kom Paulus by hulle en hy sê vir hulle, het julle Heilige Gees ontvang? Hulle sê, nee, maar ons het toch eers geweet, daar is 'n Heilige Geesie. En dan gaan hy en hy gaan vertel vir hulle. En wat staan daar? Dan lei hy hulle en hy sê, nee, Jesus Christus het gekom en hy doop hulle in die naam van Jesus Christus. En dan bid hy vir hulle en hulle word vervul met Heilige Gees. Nou luister, as jy nie gedoop is nie, maar jy glo, gaan jy hemel toe gaan. Is almal by met dit? Maar ek was nog persoonlik nooit 'n ou wat net gehou het van die minste nie. Ek wil alles hê wat die Here gee. En in my hart is hierdie gehoorsaamheid aan Jesus Christus, wat sy lewe vir my gegee het. En ek wil vir jou sê, as jy nie seker is oor hierdie goed nie, want dalk is jy anders geleer, dalk is jy anders groot gemaak, wil ek vir jou eerstens sê, ontspan in jou hart. Maar nommer 2 wil ek vir jou sê, maar gaan soek die Here. Gaan kyk wat sê die skrif. En dan wil ek vir jou sê, as jy jou laat doop, dan beloof ek vir jou, gaan iets in jou lewe gebeur. Want God sê nie vir ons om goed te doen sonder rede nie. En jy bekleë jou met Jesus Christus. En daar is 'n vrymaking wat kom wanneer jy jou laat doop. En daar is 'n einde van ou goed wat kom wanneer jy jou laat doop. En jy's gehoorsaam. Amen. Soos jy sit hier vanoggend, en jy het 'n oortuiging in jou hart dat jy gedoop wil word, dan wil ek jou vra, gee jou naam en dalk jou nommer net vir Inkhuis, vir my, of vir Nimmy, of vir Alet, of vir Janel, daar agter, of vir enige van die ouderlinge wat jy ken, nou loei julle wat hier is vanoggend, en praat met my, en dan reël ons 'n geleentheid waar jy gedoop kan word. Dat jy kan ingaan in die volheid van dit wat die Here ook vir jou in jou lewe het. Amen. Amen. Voordat ons weggaan, onthou ons is nie net 'n kerk wat jy kom en jy luister 'n preek, ons lewe saam. So ek wil vra, is daar enige vrae oor hierdie ding? Ek wil jy moet nie wegstap met vrae nie. Jy kan my vra as jy nie vrymoedigheid het hier nie, maar as daar enigiemand wat vra het, enige vrae oor dit. Jy hoef nie bang te wees nie. OK, as jy enige vrae het, asseblief kom praat met my, gesels met my. Dat ons die ding kan praat. Dit is 'n mooi ding wat God gegee het vir ons. In ons wandel, in ons proses van om meer soos Jesus te raak. Kom ons bid saam met mekaar. Vader wat in die hemel is, dankie Here Jesus dat U vir ons gesterf het. Dankie Here dat U lewe en dat ons in U kan glo. En Here, ons wil saam met U stap. Ons wil wees in hierdie wêreld soos wat U was toe U in hierdie wêreld was. Dankie Here Jesus dat ons werklik aan sondeloos wees, vrygekoop, skoongewas, vergewe. Here, ek kom bid vir elkeen van ons, dat U ons sal kom vul met U Heilige Gees. Dat U ons sal kom vul, Here, met U genade, met U liefde, met U krag, Here. Dankie dat ons onsself met U kan bekleë. Dankie dat ons U kan aantrek in die geestesriem. En Here,
waar ons baie keer so sukkel om weer uit die ou mens uit te wil leef. Kom bekragtig ons en kom help vir ons om te kan lewe as 'n nuwe mens, vrygemaak, vrygekoop, vry van sonde. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen.